In die Bybel lees ons dikwels dat mense saam met God gewandel het. Met ander woorde, hulle het saam met God gestap. Henog en Noag was bekend daarvoor en Jesus het mense uitgenooi om hom te volg. Met ander woorde, kom stap saam met my. Dit is lekker om saam met iemand te stap. As jy moet gaan stap en jy stap alleen, raak dit eensaam. En baie mense vat 'n hond saam net om die eensaamheid weg te vat. En baie gesinne geniet dit om een keer op 'n dag te gaan stap as 'n gesin. My gesin doen dit. En dit is lekker om saam met iemand te stap. Hoekom gebruik die Bybel die woord wandel om ons verhouding met God te beskryf? Nommer 1, ons moet in God se rigting beweeg. Om saam met God te stap beteken om nie stil te staan nie. Dit beteken ons beweeg voortdurend saam met hom na hom toe in die rigting wat hy wil hê ons moet stap. Dit is 'n daaglikse keuse om sy wil te soek, om gehoorsaam te wees. En die wêreld trek ons baie keer in ander rigtings in. Die wêreld wil nie hê ons moet die pad saam met God stap nie, want as ons die pad stap wat God wil hê ons moet stap, is ons onder sy beskerming, dan kan die duiwel ons niks maak nie. Maar as ons afdwaal van hy pad af, het die duiwel 'n kans. Micha 6 vers 8 sê, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te bewys en ootmoedig te wandel met jou God. Ons moet liefde bewys, ons moet saam met God stap, ons moet reg leef. Die tweede ding wat ons moet doen is ons moet self stappe neem. God dra ons nie soos 'n passasier nie. Hy wil hê ons moet saam met hom loop. Dit beteken ons moet geloofsaksies uitvoer. Ons moet sy woord bestudeer, ons moet bid, ons moet ander lief hê en ons moet sy rigting volg. Selfs al raak dinge moeilik. En as dinge moeilik raak en ons begin aanstig raak, dan gaan ons op ons knieë, soos Filippense 4 vers 6 ons leer. Psalm 119 vers 105, U woord is die lamp vir my voet en die lig vir my pad. Met ander woorde, ons moet weet wat in God se woord staan, want dis ons padkaart. En God is ons regte metgesel. Dis die derde punt. Die grootste seën van om saam met God te loop, is dat jy dit nommer 1 nie alleen hoef te doen nie. God stap saam met jou, sy teenwoordigheid gee vir jou krag, troos en selfs rigting, en wat 'n goeie geselskap, wat 'n metgesel om te hê. Jesaja 41:10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Wees nie verskrik nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my regterhand van my geregtigheid. Wanneer ons kies om saam met God te loop, verander ons lewens. Dit is nie net 'n reis en net iets wat ons maar net moet doen nie, maar dit is 'n verhouding met God. En elke tree wat ons saam met hom loop, bring ons nader aan sy hart en bring ons nader aan sy doel vir ons lewens. Kom ons gryp hierdie oomblik en ons vra, Here, in watter rigting gaan ons stap vandag? Here, wat kan ek doen om werklik by U uit te kom? En onthou die belangrikste van alles, as jy die pad saam met God loop, is jy nooit alleen nie, is hy altyd daar om jou te red. Here, ons kom vanmôre na U toe en ons kom vra dat U werklik ons sal help om in U rigting te beweeg. Lei ons voetstappe op die pad wat U wil hê ons moet wees. Dankie dat U vir ons die pad aanwys en dat U vir ons 'n lig is vir ons pad. Gaan vandag saam met ons, maak nie saak waardeur ons moet gaan nie, want as U saam met ons is, kan ons alles doen. En ons dank en ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen.